Mag dit wat ons nou gesê het waar wees. Dat ons vanmôre besef dalk opnuut dat U ons so liefhet. Dat U die hele Kersfees ding jare gelede al begin het. Volvoer het. Omdat U ons liefhet. Omdat U by ons wil wees, omdat U graag elke liewe oomblik met ons wil deel. Soos 'n ouer mal is oor sy kinders, so is U. Help ons vandag, Here, om te besef dat hierdie nie net woorde is nie, maar dat dit U hart is. Kom breek ons harte oop, Here, as ons dalk nog 'n hardheid het en hierdie goed nie wil verstaan nie, of nie kan verstaan nie, of dat ons hart dalk hard is teenoor U of iemand anderster. Kom breek ons oop. Kom praat vanmôre met ons. En help ons om te hoor. Help ons om U woorde te hoor en nie my woorde nie. Help vir my om vanmôre net gebroken te kan wees voor U. Ek het U lief, Here, met alles in my. Amen. Rebecca het by 'n verkeerslig gestop. En toe sy wil wegtrek, toe vrek haar kar. En maak nie saak wat sy probeer nie, sy kry hom nie weer aan die gang nie. Agter haar sit 'n ongeduldige knaap. En hy druk die hele tyd op sy toeter. En Rebecca is so skaam, sy weet nie waar sy haar kop moet indruk nie. En uiteindelik klim sy in haar kar uit en sy stap na die man toe. Sy sê vir hom: "Meneer, kom ons ruil om. Gaan sit jy in my kar en probeer om aan die gang kry en dan sal ek jou toeter druk." Nie een van ons hou daarvan om te wag nie. Wag is nie lekker nie. Wag voel vir baie mense soos tydmors. En afhangende van jou persoonlikheid, as jy, en ek hoop ek sê regte terme, as jy tipe A persoonlikheid is wat dinge wil doen en dinge moet gebeur, dan is wag regtig nie hoog op jou agenda nie. Wat nog slegter is, en ons moet dit maar vir mekaar erken, as kinders van die Here, is om te wag vir die Here. Het lyk of hy sy eie tyd het, en die geheim is, hy het sy eie tyd. Dalk bid jy nou al lank vir iets en nog nie gebeur nie. Sommige van julle is miskien daar op die oomblik. Jy het dalk gebid vir migraines om weg te gaan. Jy het dalk 'n edele gebed gehad wat gebid het: Here, laat daai ou asseblief tot bekering kom, een van my familielede, my man of my vrou of wie ook al. Jy bid dalk vir 'n beter werk omdat jy nie 'n werk het nie, of vir 'n hoër salaris omdat jy nie met jou salaris uitkom nie. Jy bid teen depressie dat dit moet genees. Jy bid dat jou huwelik gered moet word. Jy bid dat die Here vir jou 'n lewensmaat moet stuur, en jaar na jaar gaan verby. En dit gebeur nie. Jy wonder hoe lank nog. Psalm 27 vers 4 sê, dit is 'n ouer vertaling: wag op die Here en hou goeie moed. Dis interessant, nee? Hy sê nie, ek gaan vir jou gee waarvoor jy wag nie. Wat sê hy? Ek sê jou sterk maak. Ek sê jou sterk maak. Hy sal jou hart versterk. Die Hebreëse woord versterk maak is amats, wat beteken om geestelik sterk en braaf te wees. Die woord vir hart is labai of leb,
En dit beteken die middelpunt van jou lewe, met ander woorde wat die Here hier sê, is nie sommer net hy sal vir jou krag gee nie, hy sal jou in die core van jou lewe, in jou middelpunt, sal hy vir jou wakker en geestelik vasberade maak, as jy wag op hom. Daarom is die tema van vandag se preek geduld het krag. Ek hoop as jy die Kersverhaal lees of bietjie daaroor dink, ek weet nie of jy daaroor dink nie, ek hoop jy doen, oor wat regtig die betekenis daarin is, dan sien jy ook raak hoeveel geduld 'n rol speel in die Kersverhaal. Nou, ek gaan vandag gou vir jou so 'n bietjie daarvan probeer vertel. Want die Here het dit nogal aan my geopenbaar, hy het vir my 'n nuwe ding kom wys na jare wat ek met die Kersverhaal besig is, en ons preek elke Kersdag daaroor. Het ek nou ietsie nuuts gesien by die Here. Maar ek lees vandag vir julle uit Matteus hoofstuk 1, en net so 'n paar verse daarvan, vers 18 af. Ons het dit ook vir julle uitgestuur as 'n teks, en ek besef ook elke ou, en ons sê vir jou, lees dit oor en oor en oor, as ons die wandelteks uitstuur, nou nie so laat soos ek het nie, ek is jammer daaroor, maar lees dit oor en oor en oor, want dit breek die Bybel oop, en dan kom sit die Here later goed op jou hart, wat vir jou oopbreek, wat jy nie eers gesien het, die eerste of tweede keer toe jy het gelees, ook en dit regtig weer 'n keer aanbeveel, ek sê dit nou elke Sondag, soos 'n resitasie, ek sal probeer om dit nie Kersdag te sê nie. Matteus hoofstuk 1 staan daar die geskiedenis van die geboorte van Jesus, dan staan daar in vers 18, toe sy moeder Maria, Jesus se moeder nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger was, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, as ek bietjie later iets daaroor sê, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, want dit was 'n groot skande, het haar om voorgenem om die verloving stilweg te breek. Maar luister wel, dis verloving, né? Terwyl hy dit in gedagte gehad het, daai vers sê eintlik in die oorspronklike, ek sal nou vir julle wys, terwyl hy daaroor nagedink het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en vir hom sê, ou Josie, gaan voort, trou met hierdie vrou, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en die res ken jy. Vers 32 sê, dit het alles gebeur, sodat die woord van die Here deur sy profeet vervul het, gesê het, vervul sou word. En dis waaroor ek vandag so ietsie meer wil begin om vir jou te vertel. Weet jy hoe lank kom die woord oor Kersfees af, die voorspellings? Kan jy daar sien, is my bietjie dof, 700 jaar. Ons gaan nou verder. 700 jaar gelede het Jesaja in Jesaja 9 vers 6 gesê, 'n kind sal gebore word, het hy van Jesus gesê. Julle ken die vers wat sê, hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors, vir meer as 700 jaar. Wie van julle is so oud? Wie ken so iemand wat so oud is? 700 jaar. Het gelowiges, die Google sê vir my, ek weet nie hoe dit werk dit uit nie, hy sê vir my, dis tussen 23 en 32 generasies lank, het die mense na Jesaja gewag, dat Jesus gebore moet word, en hy is eers op Kersdag gebore. Maar hier is nog meer. As jy nou dink, dis lank. Hierdie ding kom alreeds van Genesis af. Het jy geweet, dat daar in Genesis 3 vers 5 reeds staan, 'n voorspelling oor Jesus Christus, toe die slang besig was met Eva en haar verlei het, die Here gesê, in die nageslag van Adam en Eva sal iemand gebore word, wat die skop van die slang sal vermorsel. As jy Openbaring 19 gaan lees, sal jy sien, die slang is die, wie? Duiwel. Dis die duiwel homself. En in Genesis 3 vers 15 reeds, so kort rukkie na die aarde geskep is, kom sê die Here, reeds daar sal iemand opstaan in die nageslag, wat hierdie Satan sy heerskappy sal
tot niet maak. Daar word geweldig bespiegel hoe ou die aarde is. Het julle dit al gehoor? Is julle deel van die gesprekke? Jy kry so twee ekstreme kante met 'n klomp mense tussenin. En die mees gewilde, en ek het nou sommer hierdie ding so uit die Engels vir jou hier opgesit, sodat jy kan sien, dit kom uit Google uit. Die evolutioniste is geneig om te sê, die aarde is 4,5 biljoen jaar oud. Ek wil nie hulle ondergrawe nie, ek is nie so wetenskaplik nie, maar ek wil graag weet hoe dit duiwel weet hulle dit. En dan sê hulle vir my, dis deur wetenskap, en ek het met baie wetenskaplikes al gepraat, maar kom, ek gaan nie nou daaroor praat nie. Dan is daar 'n ander groep, ek noem hulle sommer die kreasioniste, hulle glo in die skepingsverhale, hulle sê, die aarde is net so bietjie meer as 6000 jaar oud. My punt is nie om jou te probeer oortuig hoe oud die aarde is nie, ek is te dom daarvoor. My punt is om vir jou te sê, 4,5 biljoen jaar of 6000 jaar, dis 'n hengse lang tyd om te waag dat die woord van God moet waar word. En dit wat ons in Matteus gelees het, was toe die woord waar geword het. So wat die Kersverhaal vir ons sê in die groter konteks is dat God nie lieg nie, al vat hy lank om 'n ding te doen. Jesaja 55 vers 11 sê die Here self, en ek het vorige keer ook aangehaal, hy sê sy woord wat uitgaan, jy weet dis 'n skepende woord, hy het in die begin gesê dat daar lig wees, daar was lig, bla bla bla, al daai goed. Sy woord kom nooit leeg terug nie, nooit onverrigte sake nie. As die Here gespreek het, dan dit gebeur. En daarom sal jy ook lees of raak sien, as jy die Ou Testament se profeseë gaan lees oor Jesus, sal jy sê, daar sê nie, daar sal gebore word nie, daar staan, daar is 'n kind gebore, want omdat God dit gespreek het, is dit al waar. God wil die Kersverhaal vir ons sê, is absoluut, met 'n verskriklike groot hoofletter, absoluut betroubaar. Hy sal nooit vir jou jok nie. Niks wat jy in sy woord lees onder leiding van die Heilige Gees is 'n leuen of naby 'n leuen nie. God is absoluut betroubaar. En weet jy wat? Dit wat ek net nou in die begin gesê het, dat jou godsbeeld bepaal hoe jy die lewe loop. Die betroubaarheid van God is juis die fundament van geduld. Alle geduld in jou lewe. Of dit met jou huweliksmaat is, met jou kinders, met 'n verkeerslig, met die ou wat sy toeter druk agter jou, met die taxi wat voor jou indraai. Alle geduld in jou lewe het direk te doen met jou geloof in God. As jy glo dat God uiteindelik in beheer is van die skepping en dat daar nooit iets gebeur op hierdie aarde wat buite sy beheer is nie, sê my kop vir my, sal jy mos geduldig wees. Want daar's niks wat jou kan skade doen uiteindelik. Want jy glo mos die Here sê hy sal jou beskerm. So alle geduld met almal hang af wat jy van God glo. Wie God vir jou is. En as God vir jou die Almagtige is, wat altyd in beheer is, sal jy weet, as daar dinge in my lewe gebeur, waar ek nie beheer het nie, wat my bang maak, sal ek weet en glo, God werk, al sien ek hom nie. Is dit waar? Stem julle met my saam? Dis wat met Josef gebeur het. 2000
25 jaar ongeveer, bietjie langer as dit gelede, het ou Josie agtergekom, hierdie vroukie aan wie hy verloof is swanger. En toe begin hy planne maak. Sy agterkop dink hy, ek wonder, wie is die culprit? En Matteus 1:20 in die 2020 vertaling wat ons gelees het, sê, terwyl Josef daaroor nagedink het, het 'n engel van die Here aan hom verskyn en vir hom sê, Josef, moenie bang wees nie, daar het niks slegs gebeur nie. My hand is oor jou, en Josie moes dit geglo het van God, dat hy betroubaar is, anders het hy nie voortgegaan nie. Maar dit wat ek nou vir jou gesê het, klink baie makliker as wat dit is, en daai dae was dit nie so maklik. Dit wat met hulle twee gebeur het, was alles behalwe maklik. Maar die ou Joodse huwelike, of die aanvanklike huwelike, het so gebeur, die pa het 'n vrou geïdentifiseer, wat hy gedink het 'n goeie maat is vir sy dogter, dan het hy met haar gaan praat, met sy seun gepraat, en dan hulle twee uiteindelik aan mekaar voorgestel. En dan het daar 'n ritueel plaasgevind, as hulle twee nou welgevalle vind in mekaar se oë, waar hierdie tweeetjies dan in 'n tent ingegaan het, die hoepa noem hulle dit, niks suggestief daaraan nie, waar hulle net pragtig met mekaar sit en praat het en ooreengekom het oor hulle huwelik, hulle voorgenome huwelik. Wat gaan hulle doen? Dit is so 'n tipe van 'n huwelikskontrak wat hulle opgestel het. En hier kom die geheim. Dan het hulle vir 'n jaar lank het op 'n ander plek gaan bly as sy vroutjie. Maar hierdie hoepa, hierdie ooreenkoms is in die Ou Testament beskou as 'n bindende ooreenkoms. Dit is waar Josef hulle was toe hy agterkom Maria is swanger. Dit was so bindend dat as jy die verloving wil breek, moet jy 'n egskeidingsbrief gee, en dis 'n skande wat jou lank jare daarna nog sal inhaal as jy 'n egskeiding aangaan met die vrou wat jy wil trou. So, dit was nie vir Josef so maklik om hierdie besluit te neem nie, hy was amptelik getroud, volgens die Bybel. Die swangerskap wat Maria gehad het, was van die Heilige Gees. Het jy al ooit weer, sedert Kersfees, gehoor van iemand wat deur die Heilige Gees swanger gemaak is? Sonder die toedoen van mense? Dit was vreemd. Dit was verskriklik vreemd. En dan die laaste ding wat dit vir Josef moeilik gemaak het, was 'n egskeiding, was 'n doodsvonnis. As 'n vrou in daai jare geskei het van 'n man, is nou nog baie keer so, maak dit nie saak of sy skuldig is nie, dan het hulle haar doodgemaak. So hierdie was nie vir Josef 'n maklike besluit nie, maar die punt waarby ek wil uitkom is of jy gesien het, en ek het juis hierdie vers gelees wat gesê het, terwyl Josef daaroor nagedink het. Josef het nie sommer oorhaastig opgetree en onmiddellik besluit, hierdie girl was ontrou aan my, ek gaan haar onmiddellik skei nie. Hy het daaroor nagedink. Wat gebeur as 'n mens nadink? Ja, allerlei dinge. Belangrike ding wat ek vir jou wil sê, wat gebeur. As jy voor 'n besluit staan en jy voel gedruk om dit te doen en jy sê vir jouself, kom ek hou net bietjie terug. Kom ek dink net na daaroor. Wat doen jy eintlik? Jy gee die pakkie vir God. Jy gee vir God kans om te werk in jou lewe, al sien jy dit nie. Hoor jy wat ek probeer sê? As jy oorhaastig besluit te neem omdat jy bang is vir die uitkoms, omdat jy bang is iets gaan jou onkant vang, omdat jy bang is daar gaan onheil op jou pad kom of wat ook al, julle was al in sulke besluite, julle weet dit, ek was ook al daar. As jy oorhaastige besluit neem sonder om rustig te raak voor die Here, dan beteken dit jy glo nie regtig dat die Here almagtig is en getrou nie.
Maak dit sin as ek dit vir jou sê? Ek beledig jou nie, ek bedoel dit vir jou sê, dis erger as wat jy dink. Dat gee jy doodgewoon nie vir God kans in jou besluit. Ek is baie deur dit, geweldig baie. Leonard Sweet sê, daar is hy. Leonard Sweet sê, ek hou nog van die ou se boeke. Hy het 'n boek geskryf, The Bad Habits of Jesus. Dit maak nog my se oë oop. Hy sê Jesus is a serial procrastinator. Weet julle wat 'n procrastinator? Dis 'n man wat getroud is. Ja, ek sal. Moet my nie elke 6 maande herinner nie, ek sal dit doen. Nee, is nie 'n procrastinator, ons is, maar hy sê Jesus is 'n serial procrastinator. Hy is altyd laat in ons terme. Ek het al vir jou vertel van 'n profeet wat hier by my gekom het en my gesê die Here is altyd 3 dae laat. En ek weet dit is so. Daar's oorvloed bewyse in die Bybel daarvoor. Ek dink aan Jairus se 12-jarige dogtertjie. Mense het vir hom sê die kind is besig om dood te gaan, hy moet kom, en hy was rustig. En toe gaan sy dood. Ek dink aan Lazarus wat die mense gesê het, Here, jy moet kom, dis 'n noodgeval, jy moet dadelik kom. En hy het gesê, maak eers klaar met sy goed, sterf Lazarus, toe gaan hy. Jy weet wat die uitkomste gewees daarvan. Dis verskriklik belangrik vir my en jou. In die Kerstyd bring dit nou op ons pad. Dis verskriklik belangrik vir my en vir jou om te besef dat God se begrip van tyd anders is as ons. Ons mense reageer op tyd. Ons word gejaag deur tyd. Jou horlosie gaan nie stil staan as jy vir hom sê, hoorie, wag so 'n bietjie. En ek wil dit vir julle sommer as 'n tik van 'n getuienis in. Ek is baie keer, omdat ek so 'n bietjie procrastinate, is ek baie keer so in 'n blik gedruk met my goed, dat ek bid dat die Here asseblief laat daai tyd net stil staan en julle sal nie glo nie. En dit het al 'n paar keer gebeur. Dit voel asof dit stil staan. Staan nie regtig stil nie, maar dit voel so. So die Here maak die tyd langer. Ons mense word gedruk deur 'n horlosie wat die hele tyd tik, 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 tik. Die Here is bo tyd. Hy skep tyd. Hoor jy dit? Hy is nie gebonde aan tyd nie. En nou het jy die rede gekry waarom God nooit in jou lewe haastig is. Want daar is niks wat buite sy beheer is. Daar is op die aarde niks wat met jou kan gebeur, wat hy nie voorsien het nie, wat hy nie kan keer nie. Ek hoop dit maak vir jou sin. Want baie keer voel dit asof hy verskriklik laat is. Die vraag is, glo jy van harte dat God besig is, al sien jy dit nie? Elke keer as daar iets onverwags in my lewe gebeur, en hoe ouer ek word, is seker maar omdat ek nie alles meer kan doen nie, hoe meer word dit, dat daar onverwagse goed gebeur. Jy maak beplanning, en jy het dit en dit en dit in die oog, en skielik gebeur daar iets, en jou hele beplanning is van die tafel af. Elke keer as dit met my gebeur, dan sê ek vir my hardop, en julle weet nou al, ek is mal oor Micha 7 vers 7, wat sê, but God, maar die Here. Ek kan nie wag om te sien wat hy daarmee gaan doen nie. Hoekom sê ek dit? Want ek glo, hy kan alles, al sien ek dit nie. Al dink ek is te laat, kan hy alles verander. My kind het eendag by universiteit 'n verskriklike vak gehad, en hulle moes eintlik nie die vak in so vir dit gehad het nie, en hy dop 'n ou toetsiekie daar, en hy bel my, hy sê vir my, pa, sorry, ek moet volgende jaar oordoen. Ek sê vir hom, nee. En hy begin bid. Ek sê vir hom, dit sal verander. En weet jy wat bid ek?
Ek bid dat as iemand sy vrae stel oor nasien, dat daar een puntjie wat hy kort sal uitstaan. En so waar as die Here gee dat ek hier staan, volgende dag bel hy my en hy sê presies dit. Die eer is syne, nie myne nie. Ek het net op dit gestaan, want ek het weet, ek glo. Die einde is nooit by die Here die einde nie. Dit gewys ook met die wêreld met Jesus Christus. Dit is nooit die einde totdat hy die streep trek. En jy weet nooit wanneer dit is. Daarom vat God tyd. Terwyl jy wag, werk hy. En as hy iets vertraag in jou lewe, met ander woorde dit nie vir jou gee nie, moenie vir jouself sê hy is kwaad vir jou of hy wil dit nie vir jou gee nie, hy werk daaraan. En nog meer, hy werk dalk aan jou. So volgende week 'n bietjie daarby uitkom. Hy werk dalk aan jou. Kersfees het miljoene, 6000 jaar gevat. God het woord gehou, nooit daarvan afgewyk nie. Die hele Bybel van begin tot einde vertel van Jesus se koms. Want jy sien, by God is daar iets soos die volheid van die tyd. Ken jy die volheid van die tyd? Dit staan in Galasiërs 4 vers 4 wat sê, maar in die volheid van die tyd het God sy seun gestuur, wat uit 'n vrou gebore is. Dit was op Kersdag in die jaar 0. God se tyd wat hy besluit het, nou is dit. In Grieks is daar 2 woorde vir tyd. Chronos is daai ding teen die muur wat 'n mens aanjaag. Maar daar is ook 'n pleroma tyd. En 'n pleroma tyd beteken net, dis God se tyd, die eintlike woord vir pleroma is swanger. Wie van julle is 'n vrou en sy het al gekraam? Swangerskap. Dis pleroma tyd, jy weet nooit. Wanneer sy jou wakker maak of sê, nou! Dit is pleroma tyd. Jy weet nie, maar jy weet dit kom. Dis God se volmaakte tyd wanneer God besluit, dis nou sulke tyd. Ek het dit dikwels in my lewe al beleef, dat ek iets aanpak, of daar kom 'n krisis, sê nou maar hier by die kantoor, of by die kerk, of wat ook al. En almal sê vir my, jong, jy moet vinnig maak, hierdie ding kan nie broei nie, dit kan nie oud word nie. En ek is nou maar so 'n bietjie vertraag en stadig. Dan sê ek, nee, ek wag. Tot verdriet van baie ander mense. Ek is nie goed dat ek dit doen nie, dis my geaardheid. As daar een ding is wat ek baie goed kan doen, is dit wag. Nie altyd nie, as ek baie keer klaar ek opgeklik, maar ek kan nou nie te veel uitsonderings maak nie. Ek kan wag. En ek het baie keer al met groot probleme wat na my pad toe kom, gewag. En daar 2 uitslae as jy wag. Of dit los homself op, wat in 99% van die kere gebeur. Die krisis los homself op en ek hoef niks verder te doen nie. Of ek probeer iets doen en dit wil nie werk nie, niks wil werk nie, ek voel nie goed daaroor nie en ek doen iets en dit faal en ek wag. En dan iewers op 'n dag word ek wakker en dan sê ek myself, vandag is die dag. En dan loop dit soos 'n geoliede masjien. Het een van julle dit al beleef? Volg julle wat ek probeer sê? Want God se tyd werk so, wanneer God sê, dis nie tyd nie, kan jy dit nie forceer nie. Geen mag in die wêreld kan dit forceer nie. Wanneer God sê, dis nou tyd, swangerskap, kan niemand dit keer nie. Selfs die grootste mag in die wêreld. Maak dit vir jou sin. God se pleroma tyd, se swangerskap tyd. En dit, broer en suster, is waarom
geduld vir Christenmense so 'n belangrike ding is. Dit is nie net om jou te toets nie. Dit is nie net om jou vrou kwaad te maak of iemand kwaad te maak nie. Dit is om vir God kans te gee om te werk. Galasiërs 5:22 sê, geduld is een van die vrugte van die Gees. Nou het jy nou al, wie van julle het vrugtebome by julle? Gaan kyk 'n bietjie as daar 'n vruggie is, dan vat jy hom so, dan trek jy hom elke dag. So 'n bietjie help dit? Nee. Die vrug van die Gees beteken, dit groei net as die Heilige Gees in jou lewe is. Dit groei net as jy in die Here lewe. Dis die Gees. En geduld is een van hulle. Wat beteken dit? Ek en jy kry geduld wat ander mense laat oopmond staan as ons wat is? In die Here. In die Here is, kry jy geduld. As jy in Jesus geplant is, as die Heilige Gees in jou hart lewe, is al hoe jy geduld kan kry. As hier jong paas is, wat baie keer geweldig ongeduldig raak, ek was daar ook. As die Here vir jou gryp, verander dit handomkeer. Totaal en al. Totaal en al. Laaste storie wat ek jou wil vertel, ek en Marike beleef op hierdie stadium dit in oormaat dat die planne wat ons maak nie werk nie, nie altyd werk soos ons wil nie. Maar dis nie wat ek wil sê nie. Wat ek wil sê is, elke keer as dit voor ons kom staan en ons maak 'n punt daarvan, want ons wil graag leef soos die Here van ons vra. Elke keer as daar 'n oponthoud kom, as iets wat ons beplan het skeefloop, dan gaan sit ons by mekaar en dan sê ons het 'n keuse. Of ons soek ompaaie, of ons druk dit om dit ryp te kry. Wat is die derde keuse? Ek staan terug. En ek wag. Ons is nou in so 'n periode. Ons wag. Krisis is, jy weet nie hoe lank jy gaan wag nie. Maar jy is van een ding seker. En ek kan nou daar in Engels sê, ekskuus, as die Here move hy. Ek is so bly om te hoor, is mense wat dit ook so beleef. Ons weet, die grondslag van ons optrede, die fondament waarop ons bou, is die geloof waarmee ek begin het om te glo dat God getrou is. Om te glo dat God my nooit in die steek sal laat, Hebreërs 4:12. Nooit sal los nie. Daarom kan ek geduldig wees met die lewe. Maak dit sin? Dis moeilik in die kort termyne, wil ek jou waarsku. As jy 'n vinnige mens is, dis verskriklik moeilik. Sluit jou in 'n kamertjie toe of iets, want jy gaan jou man of jou vrou irriteer. Dis moeilik. Maar die vrugte wat jy pluk daarvan, is die wêreld werd. As jy wag op die Here. My vraag vanmôre, en daarmee sluit ek af. Waar is jy? Is jy bereid om te wag, om die Here 'n kans te gee om te werk, soos hy in die begin gewerk het, soos hy met Kersfees gewerk het? Want hier's die ding, weet jy eintlik wat dit, as jy simbolies gaan dink, wat het eintlik in Kersfees gebeur? Maria het 'n profesie gekry, die Here het vir haar gesê, gaan swanger word, en toe wag sy. En toe die Here sonder Josef en Maria, luister mooi, nuwe lewe binne in haar geskep. Hoor jy dit?
So wanneer jy wag op die Here, wat doen hy? Hy skep nuwe lewe. Ek glo van harte, dis wat die Here vandag vir jou in jou situasie oor Kersfees wil sê. En mag die Heilige Gees dit so op jou hart skryf, dat jy dit nie net verstaan nie, maar dit glo ook. Kom ons raak rustig, ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dit is so onbeskryflike voorreg om vir U te kan aanbid wat nooit teruggaan op U woord. Ek weet, Here, hier is mense, en ek ken sommige van hulle wat vir jare al wag op die uitkoms van 'n gebed. En ek weet dat U werk, en ek bid dat U vandag vir hulle sal oortuig dat U besig is, dat U werk, en dat hulle in geduld vrede sal kry in hulle harte. Want Here, dalk is dit hulle self aan wie U werk. Dalk werk U aan ons om ons lewens reg te kry, om ons harte aan U oor te gee. Mag dit hierdie Kersfees, soos die Engelse sê, die penny vir ons drop, om te weet dat U in beheer is, en dat U pleroma tyd, soos 'n swangerskap, sal kom. Ek bid dit in Jesus se naam alleen.